Gelowiges het deur die eeue van die menslike bestaan geworstel met beproewinge en versoekinge. Elkeen van ons weet dat daar soms dinge in jou lewe gebeur wat die vermoë het om jou lewe onderste bo te keer. Dalk beleef u nou so 'n beproewing. Wanneer 'n mens in so 'n beproewing verkeer, kan dit gebeur dat jy so 'n bietjie perspektief verloor. As gelowiges soek ons krag by die Here, maar dit kan gebeur dat jy in jou worsteling met God op die punt kom dat jy hom in die beskuldigde bank plaas. Nie dat ons so blaatant is om te sê dat my omstandighede God se skuld is nie, maar op 'n baie subtiele manier maak ons God tog die skuldige. Ons sê dinge soos: as God almagtig is, waarom help hy my nie? Of, as God my liefhet, waarom laat hy hierdie dinge oor my kom? En hierdie gedagtes druk ons net meer in die dieptes in. In 1 Korintiërs 10 vers 13 gee die Here vir ons die regte perspektief. Maar, voordat ons dit gaan saam lees, moet u eers hoor dat die woord vir beproewing en versoeking in die Grieks dieselfde woord is. As ons dus lees versoeking, moet u ook beproewing hoor. Luister net. Geen versoeking het julle aangegryp behalwe 'n menslike nie. Maar God is getrou, wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie. Maar hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee, sodat julle dit kan dra. Hier staan 3 belangrike en 3 wonderlike dinge. In die eerste plek staan daar, dat jou krisis en jou beproewing nie God se skuld is nie. Hy het dit nie oor jou gebring nie. Daar staan, geen versoeking of dan nou beproewing, het julle aangegryp behalwe 'n menslike nie. Die slegte dinge wat met jou gebeur, is die gevolge van die sondeval. Omdat ons op hierdie stikkende, sondige aarde leef, daarom gebeur daar slegte dinge ook met ons, met kinders van die Here. Die tweede saak wat ons teksvers ons leer, is dat God getrou is, en hy sal nie toelaat dat ons bo ons kragte versoek of dan nou beproef word nie. God is getrou aan sy verbond met jou, hy sal vir jou 'n God wees. Hy is so nou, so innig aan jou lewe verbonde en betrokke, dat hy presies weet wat jou limite is. Hy weet hoeveel jy kan dra. Hoor nou die belofte. Omdat hy getrou is, sal hy nie toelaat dat dinge vir jou te swaar word om te dra nie. Ja, dit kan vir jou voel asof alles in jou lewe in mekaar tuimel. Dit kan vir jou voel asof dit te swaar word om te dra. Maar die Here weet waar is jou perke. Hy sal nie toelaat dat jy bo jou kragte beproef word nie. Hy sal jou staande hou. Die derde wonderlike ding wat uit ons teksgedeelte na vore kom, is dat die Here in sy trou sy almag gebruik om jou te dra. Die God wat die hemel en die aarde gemaak het, beloof dat hy jou nie bo jou kragte sal laat beproef word nie. En dan nou nog meer, hierdie punt 3, hy sal ook vir jou die uitkoms gee. Hoor dit mooi. Hy gee jou nie net die krag om staande te bly nie. Hy beloof ook dat hy die uitkoms sal gee. Hoor jy dit? Dit is evangelie. Omdat God, die Vader, jou in Jesus Christus aan homself verbind het, sal hy jou nooit los nie, jou nooit uit sy hand laat druk nie, jou nooit aan jouself oorlaat nie. Hy hou jou stewig. Verstaan jy ons teksvers? As dit vir jou voel asof jy jou beproewinge nie meer kan dra nie, as jy op die punt kom om moed op te gee, onthou dan, die Here ken my beter as ek self. Hy weet hoeveel ek kan dra, hy gee my die krag om dit eintyd te dra, en hy sal verseker ook die uitkoms gee. Geliefde in ons Here Jesus, staan vas. Jy is nie alleen nie. Die sterk draande arms van die lewende God is onder jou. Kom ons bid saam. Ons almagtige God en hemelse Vader, ons loof en prys U omdat U ons nooit aan onsself oorlaat nie. Dankie Here dat ons die versekering kan hê
dat U in elke beproewing die krag en die uitkoms sal gee. Amen.